Voorsitter, vat jou goed en trek, Ferreira, vat jou goed en trek. Nou dames en here, ek is nie seker wie hierdie Ferreira is nie, maar ek gaan vandag vir hom en u oortuig. Hoekom ry as jy kan bly? Dis gaan ek aanvoer gee, dat immigrasie net 'n swart en wit oplossing bied vir 'n grys probleem, en dat dit nie die uitweg is nie, want alle lande het hul eie probleme. Suid-Afrika is vol geleenthede, en dis jou morele plig om te bly. Eerstens op jou agenda, bestaan daar nie iets soos utopia nie. Alle lande sit met hulle eie tekortkominge. Dr. Pieter Mulder, uitvoerende hoof van die Vryheidsfront Plus, het op Woensdag 8 Mei 2024 op RSG gesê, Suid-Afrika se misdaadsyfer het sowat vervierdubbel sedert 2010. Nou dames en here, dis tog voor die hand liggend. Ons was net 42 miljoen mense in 2010. Nou staan ons om en by 63 miljoen mense. Dis net logies dat die misdaadsyfer sou toeneem. Die vraag is, moet dit jou nou laat immigreer? Natuurlik nie. Alle lande se misdaad neem toe. Alle lande het korrupsie. Kyk byvoorbeeld na Amerika, 'n eerste wêreldsland, wat nie lank terug amper die derde wêreldoorlog veroorsaak het nie. En dit als oor 'n Twittergeveg tussen twee mans, wie nie kon uitverklaar wie se knoppie die grootste is nie. En raai, hy is weer president vir die volgende 4 jaar. Die nommer 1 rede waarom mense ons land wil verlaat is misdaad. Min wetend dat Suid-Afrika een van die enigste lande ter wêreld is, waar I6 nog nie 'n projek uitgevoer het nie, of in kort, 'n gebou opgeblaas het nie. Steeds wil mense onveilig, dan trek hulle al die pad Nieu-Seeland toe. 3 maande later stap daar 'n terrorist in die kerk in. 2018, dames en here, Suid-Afrika het dit nie. Ja, Suid-Afrika het ook al sosiale probleme, soos al min werksgeleenthede, misdaadsyfers en kragstasies wat net langer hou as 'n Springbok se huwelik, maar dis als redelik normaal. Inteendeel, ek sien nie een van julle wat werkloos is nie. Almal het werk, mits hulle bereid is om te werk. Selfs na COVID-19 is daar huidig meer as 27.000 werksgeleenthede alleen in Kaapstad beskikbaar. En steeds sien mense dit nie raak nie. Alle lande het hul eie probleme. Wat my bring tot my tweede punt op die agenda. Geleenthede. Dames en here, Suid-Afrika is vol geleenthede, as jy net bereid is om dit raak te sien. In die rapportartikel getiteld, is dit nodig om hierdie land te verlaat? Van 22 Mei 2022 skryf die redakteur van rapport, Waldemar Pelser. Een groot voordeel van Suid-Afrika is, dat dit bekostigbaar is. En dat die gemiddelde prys vir 'n huis in Amerika, sowat 23 keer die prys vir daardie selfde huis in Suid-Afrika is. Immigrasie is nie die oplossing nie. Om nou al jou goed op te pak en na 'n onbekende land te trek, waar jy dalk nie eers 'n woonstel deur kan bekostig nie, is heeltemal waansinnig. Suid-Afrika het nog werksgeleenthede. Suid-Afrika is bekostigbaar. En Suid-Afrika is elke dag stadig besig om te verbeter. Maar soos met alles in die lewe waarby mans betrokke is daar 'n bose kringloop wat bitter min mense verstaan. Hoe meer mense loop, hoe minder mense dra by tot die ekonomie. Hoe meer verswak die ekonomie en hoe meer mense wil dan loop. Nou vra ek jou, hoekom ry as jy kan bly? Luister mooi dames en here, as jy nie eers hier in jou eie moederland 'n verskil kan aanrig om hom te verbeter nie, wat laat jou dink jy gaan dit in 'n wild vreemde land regkry? Verander u perspektief. En ek weet dit is nie maklik nie, want as dit maklik was, het hulle dit rugby genoem. Maar u moet 'n poging aanwend om 'n nuwe uitkyk oor die lewe te kry. En daarmee my derde punt, jou morele plig. Dames en here, as almal van ons nou Suid-Afrika moet verlaat en soek na 'n perfekte land, hoekom het ons voorouders dan geveg vir ons? Hoekom het daar
duisende is gesterf in die Anglo-Boereoorlog, of selfs in die Zulu-oorlog, was dit dan als net vir niks. Dis waarom ons elkeen 'n plig het om te veg, om vir ons land op te staan, nes ons voorouers dit gedoen het. En dit is moontlik. Meneer Connie Mulder, direkteur van Solidariteit se Navorsingsinstituut, sê in die Netwerk 24 artikel getiteld: Baie Suid-Afrikaners kom terug op 16 Augustus 2023 dat meer as 200 Suid-Afrikaners wat in COVID-19 2019 teruggekom het, Suid-Afrikaners wat gemigreer het in 2019 teruggekom het Suid-Afrika toe. Hy ken die verskynsel toe aan die wanpersepsie wat baie Suid-Afrikaners oor ander lande het. Weereens, die perspektief moet verander. Dames en here, hou op pak. Staan net vir 'n oomblik stil en dink oor u besluit. Immigrasie hoort eenvoudig nie op jou agenda nie, want alle lande het hul eie probleme. Suid-Afrika is nog ryk aan geleenthede. En dis jou morele plig om te veg vir die land waar jy gebore is. Die land wat jy liefhet. Jou land. Barack Obama, vorige Amerikaanse president, het tydens sy eerste toespraak as president van die VSA gesê: Apart is ons niks, maar saam kan niks ons stop nie. Dames en here, immigrasie bied 'n swart en wit oplossing vir 'n grys probleem. Dit is nie 'n permanente uitweg nie. Hoekom ry as jy kan bly? Dis is ek vandag van absolute oortuiging. Immigrasie hoort nie op jou agenda nie. Wat dink u?